Ons gesels oor veerkrag deur vertroue en hierdie tydjie gaan ons gesels juis oor die beginsel van veerkrag om te kan floreer. Ek het onlangs gewonder in watter mate die veiligheidsgordel of gordels dan wat ek en Wilma aangehaat het in ons onderskeie motors met al die motorongelukke wat ons beleef het, in watter mate het dit ons gehelp? Byvoorbeeld in een ongeluk het met Wilma gebeur dat sy by 'n robot gestop het en 'n bakkie het op met volle spoed in haar vasgejaag van agter die motor en oor die verkeerslig gestamp. Gelukkig is sy nie uitgeslinger nie. Ek het vir Co-Pilot gevra. Ongeveer 75% van mense wat uitgeslinger word tydens 'n ongeluk, sterf aan hulle beserings. Wanneer die bestuurder 'n veiligheidsgordel gebruik, verminder die kanse van fatale beserings met 45% in motorongelukke. En wanneer die passasier in die voorste sitplek veiligheidsgordel dra, is die risiko van sterfte 45% laer. Die slotsom is dit met ander woorde, dis goed dat 'n mens die funksionering van 'n veiligheidsgordel vertrou en dis uitstekend as 'n mens dit wel dra, want anders was ons kanse vir ernstige beserings tydens die ongelukke baie meer. Maar om 'n veiligheidsgordel se funksionering te vertrou is een ding. Die werklikheid is dat jou vertroue eers wys as jy dit wel aansit. In ons geloof dink ek werk ook so. Ons weet dat dit goed vir ons is, dat dit ons goed doen om in God te glo. Navorsing wys dat vertroue aan God soortgelyk werk aan die tipe optimisme wat jou help om te glo dat dinge uiteindelik sal uitwerk en dat jy dan veerkrag opbou om aan te hou. Maar dan moet ons, soos met God, vertrou in God. Ons moet in geloof optree. Soos Dawid gedoen het, toe hy deur die Filistyne gevange geneem is. En hoor hoe Dawid sy geloofsvertroue daardie situasie gestel. Psalm 56 vers 4 en 5. Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue. Ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? Die veerkrag wat in 'n mens opgewek word in plaas van vrees, is wanneer 'n mens vertrou in God en dan ontwikkel jy daardie tipe veerkrag. Dis die vertroue dat God 'n plan sal maak of dat God juis vir jou 'n plan sal gee in hierdie planmaakproses. En vir Dawid het God die plan gegee om te maak dat hy waansinnig is en toe die koning Agis hom vrygelaat want hy het gedink hy het te doen met 'n mal mens. So, laat vertroue in God, soos met Dawid, vir jou weer veerkrag gee. Leef geïnspireerd.